Môre julle kuier vanoggend weer saam met Lisel van Sail hierso by Tussen Koffie en Genade. En ons is besig om te praat oor ware geluk. Ons is seker nou in een van die mooiste seisoene van die jaar. Daar's Kersmusiek, daar's liggies en daar's 'n feestelikheid in die atmosfeer. Maar die vraag is, sien jy dit raak? Of as jy so oorweldig met al die reëlings en die verantwoordelikhede wat ons het met die Kersetes en wie kom nie, dat ons skoon vergeet om net alles in te neem. Die ding is, die lewe gaan net verbyjaag en ons gaan soveel uitmis as ons nie 'n punt daarvan gaan maak om intentioneel te lewe nie. So ons praat nou oor ware geluk en vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die beginsel van lewe jy intentioneel of jaag jy net dag in en dag uit sonder om te stop om in die oomblik die blomme te ruik. Maak tyd om teenwoordig te wees en moenie dat bekommernisse en vereistes jou lewe so oorlaai dat jy totaal en al onbewus is van die mooi wat in daai oomblik is. So kom ons praat 'n bietjie oor hierdie beginsel. Ons gaan net gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor die verskillende seisoene wat ons in is, maar hoe ons in elke seisoen van ons lewe intentioneel moet lewe. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vanoggend oor lewe intentioneel. Die eerste beginsel wat ek vanoggend met julle oor wil praat is om jou seisoene te lees. Want almal van ons gaan deur verskillende seisoene in ons lewens. Soms is ons op die bergtop en ander kere dan gaan ons deur 'n vallei. Alles het 'n doel. En wanneer jy in goddelike gehoorsaamheid gaan wandel, is dit ook so belangrik om jou seisoene te lees en dit te sien vir wat dit is. In plaas daarvan om negatief te wees en op die negatiewe ding te fokus wat nie werk nie. En kyk wat het ek nou alweer verloor of hierdie ding het nou weer nie uitgewerk nie. Begin om dinge anderste te sien. En kyk bietjie anderste na moeilike omstandighede in jou lewe. Want in die vallei is daar soveel dinge wat mens eintlik kan leer, as mens net dit kan sien vir wat dit is. Want dit help jou om te groei. En dit is hoekom dit so belangrik is om intentioneel jou siening te verander. En intentioneel elke liewe dag te sien as 'n gawe, wat jy kan groei, wat jy kan verbeter, of nader kan beweeg aan genesing. Maar dalk is hierdie Kersseisoen vir jou ook seer. En is jy dalk alleen? Jy het dalk iemand verloor die jaar. Jy het dalk deur 'n egskeiding gegaan. Dalk is jy baie siek. Soms is die Kersseisoen baie hartseer, want dit herinner jou dat weet jy wat, ek gaan nooit weer Kersfees saam met my pa beleef nie. Ek gaan nooit weer Kersfees saam met my boetie beleef nie, wanneer mens iemand verloor het. Maar deur God se genade gee hy vir ons nog steeds vir ons wat ons nodig het, al het ons verloor. En ek wil weer terugkom en bietjie lees uit 1 Timoteus 1, waar Paulus bietjie vir ons vertel van sy journey. En ons weet almal wat Paulus se journey was. En dat hy op 'n stadium juis Christene doodgemaak het. En hy was teen die kerk of teen Christene. En hoe die Here hom geroep het. En nou praat hy, en hy sê in 1 Timoteus 1 vers 12, ek gaan dit vir ons in die Amplify lees. I give thanks to him who has granted me the needed strength and made me able for it. Christ Jesus our Lord, because he has judged and counted me faithful and trustworthy, appointed me to steward of the ministry. En wat vir so amazing is die punt wat hy hier maak van, die Here het vir hom die nodige krag en die ability gegee om te doen wat hy moet doen. En ons moet ook verstaan, in elke seisoen, of daar moeilike seisoene is wat ons deurwerk, en jy, soos ek sê, jy is dalk nou deur 'n moeilike Kersseisoen, dis dalk nie vir jou lekker seisoen nie, mag die vir jou 'n werklikheid word. En ons weet ook, op 'n stadium was Paulus van die pad af, hy het nie die Here gedien, soos ons nou sê, die Here gedien het nie.
Hy was 'n Jood, maar baie religious en hy het die letterlik die Christene gemaak. Maar deur God se genade het hy bonatuurlike inspirasie en krag gekry. En die Here het hom totaal en al verander en sy hart verander en hy besef dit al hoe meer as iemand wat net, kan ek sê, in die kerk groot geword het, né? So hier lees ons verder in vers 14, is 1 Timoteus 1 vers 14. And the grace and marital favor and blessing of our Lord actually flowed out superabundantly and beyond measure for me, accomplished by faith and love, that all to be realized in Christ Jesus. En hierso moet ons net weer sê, mag die vir ons 'n bemoediging wees om deur te trek wanneer ons voel ons is swak. En dat ons moet besef dat ons absoluut afhanklik is van God se genade, wat vir my gee wat ek nodig het om te doen in elke seisoen van my lewe. En hy gaan verder en ek wil net so 'n paar versies aanlees, in vers 16 wat sê, But I obtain mercy of the reason that in me, as the foremost of sinners, en dis hoekom hy besef, ek was op 'n stadium goddeloos, sê hy, Jesus Christ might show forth and display all his perfect long-suffering and patience for an example of encourage those who would thereafter believe on him for the gaining of eternal life. En dit is wat hy sê, hy het gesê, deur my suffering en deur wat ek sukkel en baie keer voel ek kan dit nie doen nie, maar dan tap ek daai bonatuurlike krag van God en dis deur God se genade wat ek kan doen wat ek doen. En mag die 'n bemoediging wees, laat ons dan intentioneel ons fokus op God sal plaas wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan. Dis juis deur moeilike omstandighede dat God homself aan ons bewys. En wanneer ons ontdek wie hy is. En dan wil ek uit 'n ander boek lees van Paulus, en dis in Romeine 12 vers 12, wat vir ons sê, Rejoice and exult in hope, be steadfast and patient in suffering and tribulations, be constant in prayer. Die vraag is soms, maar hoekom moet ons deur hierdie moeilike tye gaan? Here, hoekom moet daar slegte dinge gebeur? Hoekom kan alles nie altyd net lekker gaan nie? En hoekom moet ons pyn hê en suffering? En ons gaan nou 'n bietjie praat oor daai en wanneer mens partymal deur 'n vallei van doodskade weer gaan. Here, hoekom is dit nodig in ons lewe? So ons gaan net goue breek vat en dan gaan ek terugkom en dan gaan ek spesifiek praat van wanneer jy partymal deur valleie gaan en wat die doel is van dit. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie oor om intentioneel te lewe, maar ook om jou seisoene te lees. En nou wil ons 'n bietjie praat oor wat leer ons wanneer ons deur 'n moeilike seisoen gaan, deur the valley of death, soos ek nou gesê het. So, ons moet die ding besef, die lewe is soos 'n hartklop. En die hart, sonder jou hart gaan jy dood, né? Maar jou hart gaan doedoef. So daar's 'n op en daar's 'n af. En daar's 'n op en daar's 'n af. En dit letterlik hou jou aan die lewe. Net so het die lewe op en af. So daar is mountaintop, soos ek gesê het, wanneer ons celebrate en wanneer mens deurbraak het en dinge mooi gaan en alles is net hankie-dorie. En dan het ons natuurlik ons vallei, waar dinge nie so lekker lyk nie en ons partymal deur moeilike omstandighede gaan. En die ding is, dink bietjie daaraan, sien nou jy bly die heeltyd net op daai mountaintop. Alles werk net uit, alles is net lekker. Daar's geen weerstand nie, dit is net, you just go with the wind en alles is net 'n breeze. Dan gaan dit nader en begin boring raak. Want jy moet vir niks fight nie, daar's nie al 'n doel nie, dit is net alles, jy kry maar net alles. En dan begin mens letterlik doelloos raak en mens sien dit baie keer kry hierdie mense wat skatryk is en ek dink glad nie daar's 'n probleem daarmee om ryk te wees nie. Dit gaan vir my oor die beginsel van wanneer mens iets te maklik gekry het in die lewe,
dan is dit of jy dit nie waardeer vir wat dit is nie, maar behalwe nou dit is, dis later, of daai mense letterlik verveeld raak, en dan doen hulle die weirdste goed, net om aan die lewe te voel, want is letterlik of hulle half net stagneer. En dit is wat ons moet besef, om deur swaar kry te gaan, is nie noodwendig sleg nie. Want weet julle wat, dit leer mens onder andere dankbaarheid. Want as alles net goed gaan en dit is net maklik en daar's nie weerstand nie, dan gaan jy nie sterker word nie, mens word actually sag. Jy neem dan dinge vanselfsprekend aan en besef dan nie altyd die waarde van iets wanneer jy net iets maklik gekry het nie, want jy het letterlik nie bloed gesweet om vir hierdie ding te werk nie, jy het dit maar net gekry. En dis baie keer ook wanneer entitlement kom en bedorwe brokkies, nê, want hulle verstaan nie die waarde nie. Dit is net, ek het dit net en ek is net demanding en is net vir my maklik. So met ander woorde, die waarde van dinge kry nie sy waarde nie, want ek het dit gratis gekry. Maar die oomblik wanneer jy vir iets moes werk en jy moes vir dit geveg het en dit was deur 'n moeilike seisoen en dan ewesklik kom die deurbraak. Dis daar waar jy spiere gebou het. Dis daar waar jou geloof moes bou. Dis daar waar jy dan die waarde van daai ding besef. Want jy deur 'n moeilike seisoen gegaan. Dit was behind the scenes. Niemand het gesien hoe jy hiervoor gewerk het nie. En niemand besef altyd wat dit vir jou beteken nie, maar dit gaan daaroor van wanneer jy iets te maklik kry, dan is dit waardeloos. Soos nou die dag luister ek nou 'n radiostasie en hulle praat so van kinders wat hulle waterbottels weggooi. En dis nou dalk net 'n eenvoudige voorbeeld, maar dit was vir my so tot toepassing van hierdie beginsel. En dan bel hierdie ma in en dan sê sy, ja nee, my kind het 9 waterbottels weggegooi en toe besy sy eie koop en toe het hy nooit weer weggeraak nie. Of, weet, dit is ietsie eenvoudig, dit is ietsie kleins, maar die kinders, byvoorbeeld hulle gooi hulle baadjies weg, want hulle besef nie, daai baadjie het oor die R2000 gekos of wat ook al nie, want dit is net vir hulle ou baadjie. Tot daai kind self met soeg en sweet en sê, mamma, koop vir jou 1 paar skoene, 1 baadjie, 1 waterbottel, en as dit weg is, dan gaan jy dit self moet koop, en dan gaan hy kinders, ek moet hierdie nou oppas. En dis nou maar net enigsins so met enige iets in mense lewe. Tot jy nie daarvoor moes werk nie, jy het nie die moeite ingesit om iets te kry nie, gaan jy nie noodwendig besef die waarde van wat dit is nie. So dan besef jy eers die kostes, en dan gaan jy dit begin oppas. En dit is ook soos met Jesus se bloed, wat hy vir ons gestort het, en wat hy betaal het vir ons sonde. Dit word eers vir jou regte realiteit, wanneer jy besef wat dit hom gekos het. Dan wil jy juis nie meer intentioneel sonde doen nie, want jy besef, dit het sy lewe gekos, en dis hoekom dit vir jou waardevol is. Dis hoekom jy ander keuses maak, want jy besef, dat dit wat sy bloed gekos het, kan ek nie net goedkoop ag nie. Dit is waardevol vir my. En dit is juis hierso waar ons dan ook baie keer sien met opvoeding, hoe ons kinders baie keer sag groot maak. En daar's, soos ek sê, die 2 grootste elemente wat vandag 'n probleem is met kinderopvoeding, is dit gemak en entitlement. En ons moet intentioneel vir ons kinders leer om dinge, om hard te werk, om die moeite in te sit, om self saam te werk in die huis. Jy het ook chores, jy moet ook skoonmaak, jy moet agter die optel, mamma gaan dit die hele tyd vir jou doen nie. Jy moet jou eie kos kan maak, mamma gaan nie die hele tyd net kos maak nie. Omdat die kinders moet leer om karakter te bou. So net om bietjie moeilikheid te veroorsaak vir jou kinders, en dis goeie moeilikheid, is partymal goed, want dit bou resilience, dit bou uithou vermoë, dit bou, soos ek sê, daai karakter, en dit is wat 'n vallei of moeilike omstandighede eintlik vir ons doen. Want dit is waar jy geestelik, emosioneel en liggaamlik leer om te kan uithou, en dis waar jou uithou vermoë dan druk. En dis ook baie belangrik dat ons die heeltyd moet besef. Ons moet die heeltyd groei uit ons comfort zone.
Dit voel dalk 'n bietjie vir jou onveilig en dit voel dalk vir jou jene, ek is nou uit beheer uit. Maar as ons dit nie gaan doen nie, gaan ons stagneer en gaan ons nie groei nie. En wat gebeur met water as dit net stil staan? Dit word naderhand vrot. En onthou, ons is fonteine, so ons moet die hele tyd vloei. En as mens nou kyk, as jy praat van jou comfort zone, is daar verskillende zones wat jy moet deurbreek. En die eerste een wat jy moet deurbreek is die vreeszone. Dis waar mens verskonings maak en sê maar ek het nie die selfvertroue nie, ek het nie die selfdissipline nie, of ek is bang vir verwerping, of dit. Maar as jy nie hierdeur gaan breek nie, gaan jy nooit by jou volle potensiaal uitkom nie. Dis juist daar wanneer mens jou vrees face on face, en jy sê, ten spyte van die vrees, gaan ek deurbreek. Vrees hou soveel mense terug, dat hulle nooit by dit uitkom, wat die Here vir hulle instoor het nie. En dit is ook baie keer hoekom mense vasgevang bly in 'n vallei, 'n moeilike valley of grieving, kan ek sê, of 'n moeilike vallei wat jy moet deurgaan in jou lewe. Want die vrees hou mens partymal vas. Want wanneer jy nie gaan groei nie, is dit ook baie keer dat mens voel, of hoekom mens partymal nie groei nie, is omdat jy die heeltyd pyn probeer vermy. En dit is, daai is partymal goeie pyn. Pyn om te groei, pyn om teen jou eie selfsug op te staan, pyn om gedissiplineerd te wees, om te sê, ek wil nie nou nie, maar ek weet ek moet dit nou doen. En daai moet mens deurbreek, en jy moet daai pyn in jou lewe partymal face en sê, weet jy wat, ek weet die gaan nou nie lekker wees nie, die is nie 'n lekker seisoen nie, maar baie keer om deur die pyn van die vallei te gaan, moet jy deur pyn van ongemak druk, en as ons dit nie gaan doen nie, dan gaan jy eintlik dan konstant in die verkeerde pyn wees, omdat jy verkeerde keuses maak. En dan gaan jy in pyn wees, omdat jy dit aan jouself doen. En dit is baie keer, soos ek sê, wat mense wil heeltyd in gemak lewe, en jy wil heeltyd die maklike paadjie loop, en partymal moet jy daai courage hê, om net die moeilike pad te loop, deur te druk, en dit is baie keer, wanneer daai spiere groei ook, in daai moeilike omstandighede. Nou hoor bietjie wat sê Romeine 8 vanaf vers 28 vir ons. We are assured to know that God being a partner in their labor. En dis wat ons moet onthou. En dis wat ek praat van, ons instelling is so belangrik. Ons werk nie op ons eie nie, julle. As jy deel is van God se koninkryk, you in partnership with God. So hy werk saam met jou in hierdie stryd. Hy is saam met jou in daai vallei. En dan sê hy, all things work together and are fitting into a plan of good to and for those who love God and have called according to his design and his purposes. Julle, hierdie is seker een van die amazingste skrifte wat daar is. Van wanneer jy begin besef, jy partner saam met die Here en hy gaan alles laat goed uitwerk. Moet jy nie worry nie. Dit gaan dalk nou moeilik. Dis dalk nou seer. Dis dalk nou vreesbevange. En dan wanneer jy deur daai vreesfase beweeg het, dan kom die volgende fase en dis die leerskool. Dis waar mense leer om aan te pas. Wat moet jy verander? En nie net weg te hardloop op daai probleme is nie, maar jy soek nou oplossings. Jy begin buite die boks dink. So wanneer jy teestand kry, of as mens nou byvoorbeeld sê, jy is nou in die gym, nie, en jy kry resistance, nie, resistant trainings, dan bou jy jou spiere. So teestand bou jou spiere, dit laat jou groei. Al is dit seer, en baie keer dan verloor ons partymal iets in daai proses. Die Here sal dit altyd gebruik om iets goeds daar uit te bring, en altyd iets moois, en dit is wat die duiwel nooit kan steel nie. En dan kom mens by die groeifase, en dis waar jy op die ouende wil uitkom. En dis waar jy weer 'n doel vind, jy oorwinning kry en nuwe drome kry.
En die loop ook hand aan hand as ek nou praat oor ons trauma werkswinkel, wat ek verduidelik van die Valley of Grieving, en daar's baie meer stappe met dit, maar dis basies eintlik maar kortweg as jy net praat, want Valley of Grieving het natuurlik baie meer emosies, want daar's hartseer, en daar's woede, en daar's depressie, en daar's onderhandeling, en daar's skok, en dis al hierdie dinge, maar wat die Here vir ons wil sê is, maak nie saak hoe jou vallei lyk nie. Wanneer jy dit saam met die Here deurloop, gaan dit altyd goed aan die ander kant uitkom. Want hy gebruik dit vir sy koninkryk. Hy gebruik dit om te wys, weet jy wat, die duiwel het dalk hierdie bedoel om my kind te breek, maar ek gaan dit gebruik om te wys wat doen 'n warrior. Hoe loop jy deur 'n battle en hoe kom jy aan die ander kant uit? Want jy gaan nooit kan word wie jy veronderstel is om te word, of wie jy graag wil wees, as jy net bly waar jy nou is nie. Ons moet deur die vallei gaan, ons moet groei, ons moet leer, en ook verstaan wat beteken dit om actually totaal en al op God te vertrou. So kom ons lees nou weer 'n bietjie in Psalm 23 vers 4, waar hy praat van die Valley of Death. Hy sê, yes, though I walk through the deep, sunless valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil. En daar vat hy dadelik die eerste sone vas van die vreesfaktor. For you are with me, your rod to protect, and your staff to guide, they comfort me. En dan besef ons, jy is nooit alleen nie. Want die Here se beskerming is nog steeds daar. En sy leiding is nog steeds daar. So wanneer jy groei uit jou comfort zone uit, word jy meer as wat jy ooit gedink het, jy kan wees. En weet julle wat, ek wil net weer by daai punt uitkom wat ek met die vorige reeks met julle gedeel het. En hierdie gaan eintlik hand aan hand ook oor dit, wat ek gepraat het van die uitbranding, en hoekom mens uitgebrand is, en hoe om deur uitbranding te werk. Is hierdie beginsel van in jou donkerste tye, is dit wanneer die Here vir jou die diepste geheimenisse kom openbaar. En hy vir jou iets spesiaals wys, wat jy op geen ander plek of manier sou kry nie, want baie keer is ons so besig, en ons is, soos ek sê, ons lewe nie intentioneel nie, ons jaag van A tot Z, dat ons dit mis, en dan moet die Here letterlik partymal ons breek. En soos nou die dag luister ek na Forrest Frank se getuienis, en ek het eers geweet, daar was hierdie hele ding met hom en Corey Asbury, wat mos sing Reckless Love, die ou van Reckless Love, en hulle twee het half so dingetjie gehad, en hoe mooi hulle dit uitgewerk het, dit was my net soos, wow, godly character, maar ook die hele proses wat Forrest Frank nou moes deurgaan met sy rug wat hy gebreek het, en hoewel ek persoonlik dink, my vriend, jou ou was jy heeltemal te veel op social media, maar in elk geval, dit wat ek wil sê is sy hart, en hoe hy deur daai nog steeds die Here gaan soek het, en die mooi wat die Here vir hom daar uitgebring het, en al die liedjies wat hy vir hom gegee het, ten spyte van dit, maar net om terug te kom by vandag se les, ons het nou nog gelees, in Romeine 12 vers 12, ek wil dit net gou weer lees, want daar's 'n ander beginsel wat daar vir my so amazing is. Rejoice and exult in hope, be steadfast and patient in suffering, and in tribulation, en dan sê hy, be constant in prayer. En daarom is dit so belangrik om die hele tyd, veral in die vallei, dis wanneer ons weghardloop, dis wanneer ons kwaad is vir die Here, dis wanneer ons mou nie kroon, plaas om dit te gaan doen, in jou binnekamer in te hardloop, en te begin bid, sodat ons fokus kan skuif, nie op die donkerte nie, maar op God en sy waarheid. So kom ons lees net 'n bietjie in Petrus. Ons gaan 1 Petrus 5 vers 10 lees. En hierdie skrif is ook vir my baie amazing. Hy sê, and after you have suffered a little while, so hallo, al die disippels het gesuffer. Hoekom gaan ons nie suffer nie? Want ons is part of the light, en die darkness doesn't like us. So ons gaan 'n bietjie suffering beleef in ons lewe. So hoor wat sê hy, the God of all grace, weer eens, wat ons praat oor die genade van die Here, en alles wat hy vir jou gee wat jy nodig het. En dan verduidelik hulle dit. Who imparts all blessing and favor. So hallo, jy's in 'n vallei, maar jy het blessing and favor.
who has called you to his own eternal glory in Christ Jesus, will himself complete and make you what you ought to be. Daai moet jy onderlyn. Make you what you ought to be. Establish and ground you securely and strengthen and settle you. Julle, hierdie is een van die meest, dis 'n wonderlike skrif om teen jou kas op te plak. As jy nou deur 'n valley gaan, as jy nou deur 'n seisoen gaan, dalk is jy alleen soos ek sê, in hierdie Kersseisoen. Maar die een ding wat ons ook moet onthou, die Here se koninkryk is onderste bo. Ek praat altyd van die upside down kingdom. So, the way up is the way down. Ons verstaan nie altyd hoekom dinge sleg moet gaan in ons lewe nie. En hoekom sekere dinge nie uitwerk nie. Maar die ding wat ons wel moet verstaan is, wat ook al met jou gebeur, wanneer jy in gehoorsaamheid wandel, wanneer jy in geloof wandel, wanneer jy aanhou bid, wanneer jy aanhou smeek, al sien jy nie die deurbrake nie, of al is jy alleen, moet jy besef, die Here sal die omkeer. Hy sal dit altyd na iets moois toe bring. Kyk maar vir Job. Kyk maar vir Josef, Moses. Ek kan hulle so opnoem, een vir een, tot Jesus se verhaal, wat ongelooflik getorture was en die horrifikste dood deurgewerk het en nou heers hy en hy sit aan die regterkant van God en hy is die ene wat vir ons intree elke dag. So 'n goddelike karakter word juis gebou wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan. En dit is hoe jy jou beloofde land inneem. Daai hele verhaal van die Rooi See en van die Jordaan, wat hulle moes oortree, en die hele verhaal van die uittog van Egipte, is 'n verhaal wat ons elkeen in ons lewe beleef, op 'n verskillende manier. Ons almal gaan Egipte beleef. Ons almal gaan een of ander tyd 'n Rooi See beleef. Ons almal gaan eendag voor hierdie reuse staan en sê, wow, is dit wat U vir my wil gee? Hoe gaan ek daai kry? En dan het jy jou Josua, wat deurdruk en sê, Here, ek fokus nie op die reuse nie, ek fokus op die waarheid. En soms moet ons alleen en 'n harde pad loop, met opofferinge, en dis hoekom ons juis moet verstaan wat dit beteken om in geloof en in vastigheid deur te druk. Ons kan nie noodwendig gaan op dit wat ons sien en dit wat ons voel nie. Jy moet die visie en die roeping verstaan wat die Here vir jou het. Jy moet weet waartoe jy op pad is. En dan moet jy ook weet, Here, ek kan dalk nie nou die vrug sien nie, ek kan dalk nie nou die deurbraak sien nie, maar wat ek weet is, ek hou my oë op U. En dit is wat Kolossense 3 vers 2 vir ons sê. And set your mind and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. So die duiwel wil die hele tyd vir jou sê, sien jy's alleen. Jy's hartseer want soos ek sê, jou kind is miskien hierdie jaar dood en is die eerste Kersfees sonder hom. Jou man is miskien oorlede en is dalk 3-4 jaar later en is nog steeds seer. Ek onthou die eerste Vadersdag sonder my pa. My pa is actually net voor Vadersdag dood, so 25 jaar terug, die eerste Kersfees sonder my pa. Jy kan nie daai leemte en daai seer vir enige iemand beskryf nie. Maar nou, in hindsight, 25 jaar later, kan ek sê, dis nie meer seer nie. Ons mis hom, maar ek celebrate hom meer. Dis meer of mens hou net vas aan hy mooi herinneringe, en jy hou vas aan die mooi. Die genesing kom. Hou net aan om te fokus op dit wat die Here vir jou gee, sy waarheid, en wat dit is wat hy jou geroep het om te word. Ons gaan net gou weer 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die seisoene, en hoe elke seisoen 'n doel het in jou lewe. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons praat verder en ons praat bietjie oor seisoene, en ek weet ek het so rukkie terug
In die winter het ons gepraat oor jou winterseisoen wat baie hand aan hand gaan oor die, maar ek dink ook dis baie van pas om nou weer ook oor jou seisoene te praat en dit te sien vir wat dit is. En soos ons deur die lewe gaan, moet ons elke liewe seisoen omvou. Daaruit leer, ons moet groei en ten volle lewe. Dis ook hoekom dit so belangrik is om aan te pas en elke seisoen te sien vir wat sy doel is. Want elke seisoen in ons lewe het wel 'n doel. Ons moet dit net lees, ons moet dit leef en dan moet ons sê, Here, ek wil hierdie seisoen saam met U deurwerk. So ons moenie vooruit hardloop nie, want baie keer is dit ook dat ons in 'n moeilike seisoen is en ek onthou toe ek my kindertjies nog klein was. Dit is 'n moeilike seisoen. Dit is chaos, dis 'n geraas, dis 'n op en af gejaag gerein is hierdie kant toe en daai kant toe. Naderhand het jy 3 kinders. Hierdie een het rappie, hierdie een het dit en hierdie een moet kleuterskool toe gaan en hierdie een is nog 'n baba en dit gaan chaos en mens voel partymal so oorweldigend. Maar tot in dit moet ons nie net vooruit hardloop of weg wil hardloop en mens moet dit waardeer en sien vir wat dit is. Want ons almal het 'n winter, 'n herfs, 'n lente en 'n somer nodig. En as jy verstaan hoe boerdery werk en vrugteseisoene byvoorbeeld werk, my man werk daar op die mark en dis so belangrik want as die boere byvoorbeeld te warm gekry het, dan is die vrugte nie reg nie. As dit te koud was, dan het hulle doodgeryp. So dit is daai perfekte balans van as jy goeie vrugte wil produseer, moet jy daai seisoene hê. Dan moet 'n winter wees, 'n herfs, 'n lente en 'n somer. En nou gaan ons anders te begine kyk na ons moeilike seisoene. En besef, hey, okay, hier is nou weer die volgende leerskool. Hier is die volgende deponasie wat die Here wil kom deponeer in my gees. Is iets anders wat die Here vir my wil kom deurgee. Maar ons is so geworry te gekla en gemoun en dit, ons kom nie agter wat besig is om te gebeur nie, want ons lewe nie intentioneel nie. En die beste deel in die Bybel, as dit praat van seasons, is natuurlik in Prediker en ek gaan vir ons daai hele stukkie lees. Net laat ons weer dit besef. Daar's die een kant en daar's die ander kant. So ons het in Ecclesiastes 3 van vers 1 tot 8 gaan ek net vir ons die volgende lees. To everything there is a season and a time for every matter or purpose under the heavens. So die winter het ook 'n purpose, die somer het ook 'n purpose. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to render and a time to sow. A time to keep silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Julle, hierdie wil vir ons net wys, daar is 'n balans. En baie keer tot haat het sy plek. Haat vir sonde, verseker. Haat vir die verkeerde ding, verseker. Om dinge af te sny. Mense wat jou intentioneel wil skade doen, verseker. En hier verduidelik dit eintlik weer vir ons so mooi die balans. Lig kom na 'n lang nag. Is weer daai balans. Ja, jy's 'n donkerte, maar die volgende oomblik kom hy son op en die lig breek deur. Vreugde kom na rou. Lewe kom nadat die saadjie dood gegaan het. En so is daar 'n seisoen vir elke ding in ons lewe. En mag ons ten volle lewe in elke seisoen. En dis hoekom dit so belangrik is om bewus te word van die verskillende seisoene wat die Here vir jou oor jou pad bring en saam met hom deur hierdie vallei te loop. En as jy 'n bietjie verder wil luister hieroor en jy wil meer intentioneel ook
oor die verskillende seisoene en wat ek ook gepraat het oor die doele van die verskillende seisoene wat ek in baie meer detail uitbrei, kan jy gerus die leef deur jou winterseisoen reeks weer gaan luister, want hier verduidelik ek dit baie meer in detail. Maar die punt wat ek vanoggend net wil maak is, ons moet leer om weer intentioneel te lewe. So as jy by ware geluk wil uitkom, gaan jy geluk ontdek, ten spyte van die seisoen wat jy is. Jy gaan tot in jou winterseisoen vreugde kry, want jy gaan begin besef, hier's 'n doel. Die Here is besig om te werk, want jy weet wie God die Vader is. Jy weet hy gaan jou nie net los nie. Jy weet hy beskerm jou en hy lei jou. En glo jy dit regtig? Dis eintlik wat ons sê. Of wil ons net, dit lyk nou moeilik en dan dadelik omdat ons nie meer gemaklik is nie, dit raak 'n bietjie warm, ons kry bietjie teestand, nou wil ons begin weghardloop? Nee. Ons moet bly staan omdat ons weet wie God die Vader is in ons lewe. Ons gaan weer 'n bietjie breek vat en dan wil ek by die volgende beginsel uitkom. En dit gaan oor aim without action is pointless. So ons gaan 'n bietjie praat oor om doelgerig, om intentioneel te lewe en bewustelik te lewe elke dag van jou lewe. Want as mens nie die gaan snap nie, jy gaan ons baie mis. En baie keer dan gaan jy op vakansie en jy het lekker tye en jy het Kersfees en jy het familietye. Maar dis ook net you just go through the motions. Dis of jy nie daar is nie, of jy het nie eens geniet nie, want jy dink die hele tyd aan die werk wat nie gedoen is nie, of dit wat daai en hierdie jaar aan my gedoen het. En mens het allerlei dinge wat partymal jou aandag wil steel. So ons gaan net gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor daai beginsel. Ons praat nou lekker en ons kuier en ons gesels 'n bietjie oor ware geluk en om intentioneel te lewe. Ek wil nou 'n bietjie praat oor die volgende beginsel en soos ek gesê het, aim without action is pointless. So jou instelling tot die hele lewe, tot die lewe, dit bepaal jou realiteit. Baie mense lewe net om te oorleef. So hulle lewe letterlik van paycheck to paycheck. So hulle staan op, hulle slaap eers, dan staan hulle op, hulle maak klaar, vat die kinders skool toe, gaan werk toe, kry weer die kinders, maak kos, gaan slaap. Dis of hulle letterlik net op autopilot is. Dis net oorlewing. Ons moet net werk want ons moet geld maak want ons moet al ons goed betaal. En dit's wat ek van praat van aim without action. Om jy aim, maar daar's nie regtig 'n action. Jy werk, jy doen iets, maar daar's nie eintlik 'n doel daarin nie. Dit is net of doelloos. En dit is hoekom wanneer jy nie iets saam met die Here doen nie, kan dit partymal net pointless wees. Geen wonder soveel mense voel bedruk nie en depressief en leweloos nie. Maar as jy bewustelik begin besluit neem en jy sê, jy begin ingestel te raak en die hele tyd te sê, Here, maar ek wil hierdie prentjie verander. Ek wil nie net op autopilot wees nie, ek wil intentioneel lewe. I want to have joy. Ek wil ware geluk intentioneel hê in my lewe elke dag. As jy nie intentioneel dit gaan besluit om intentioneel te lewe in jou lewe nie, gaan jy die lewe letterlik mis. Om elke oomblik in te neem en bewustelik te wees van daar te wees. En weet julle wat is een van die grootste oorsake dat ons dit mis? Dis tegnologie. Dit is scary as jy kyk, hoe mense, en ek weet veral op 'n stadium toe was daar sulke memes of sulke reels wat hulle gestuur het, en dan wys hulle hierdie mense, dan sê hulle hier in hierdie mooiste plek in Parys of wherever in Europa, maar almal is op hulle fone, hulle loop het en op hulle fone, hulle mis dit. Jy sien nie eers meer die mooi sonsopkoms nie, jy sien nie die mooi berge nie, jy ry op 'n trein, dan ry jy deur die mooiste scenery, maar almal is op hulle fone, hulle mis dit. Dit reën buite, dis die mooiste atmosfeer, jy mis dit, want jy so ingestel op wat op social media of op die tegnologie, dat mens nie eers meer bewus is van die mooi
reg om jou nie. Mense gaan sit in die parkie, die mooiste parkie, maar hulle is op hulle fone. Nee, sit bietjie daai foon neer. Word bietjie bewus, waarmee is ek nou op hierdie oomblik besig? Want baie keer kan mens byvoorbeeld, jy gaan haal nou jou kinders na skool. Nou is mense soos, ek moet nou jaag en jy is eers hierdie verkeer en almal wat voor jou injaag en daai ou stop nie en daai ou gee nie vir my plek nie. En dan begin jy te dink, okay, ek moet nou, wat gaan ek vanaand maak vir ete en het jou huiswerk gedoen? Waartoe moet jy nou gaan? Okay, ons moet nou hokkie toe ry of ons moet nou rugby nou toe ry. Weet jy, mense is so besig met die doen en die late. In plaas om eers daaraan te dink om verhouding met jou kind te bou, terwyl hy nog saam met jou in jou kar is. En dis ook baie keer 'n ding wat, baie mense sê van, joh, maar jy ry nogal ver skool toe, want my kinders is so 0:30 van ons huis af, hulle skool. En dan sê ek, maar dis my glad nie moeite nie. Dis my die lekkerste tyd van die dag, om my kind af te gaan laai, voor skool, met hulle te kan praat, weet, saam te bid, hoe gaan jou dag, dit, weet, en na skool jou kind op te tel, hoor, hoe was jou dag, weet, emosionele regulering, wat het gebeur, hoe het jy dit hanteer, hulle harte te kan hoor. Julle, baie keer mis ons dit, want ons is so besig om aan ander goed te dink, ons vergeet om intentioneel te lewe. So hoeveel mooi om ons mis ons. Hoeveel mooi herinneringe mis ons, omdat ons nie ingestel is om dit eers te bou nie. Ons is meer ingestel oor om dinge te, hoe loop hierdie ding, en ons moet nou dit doen, en dan moet ons dat doen. En ons vergeet skoon om dit wat reg voor ons te geniet. Ons jaag net elke dag nou, van meeting tot meeting, en jou to-do-lys, okay, wat is die volgende ding wat ek moet doen? Dat ons skoon vergeet om net bietjie stil te staan, want ons is besig om die hele tyd opdragte te gee. Jy moet nou dit doen, en dan moet jy dit gaan doen, en dan moet onthou jy moet nou die kinders oplaai, en onthou jy moet nou brood vir my gaan koop, of die kinders, het jy jou huiswerk gedoen, jy moet nou gaan leer, dis nou eksamen, jy weet, en dan sit net of ons die hele tyd net opdragte gee, en ons vergeet actually om in mekaar se oë te kyk, en net daar te wees. Mag ons in hierdie seisoen, wat 'n feestelike seisoen is, en waar ons tyd spandeer met ons familie, intentioneel daai oomblikke weer kweek, om saam te lag, saam tyd te spandeer, en just to be, nee, net om van te hê. Kom ons kom weer bietjie by mekaar se harte uit. Veral by ons tieners, hoor bietjie wat is hulle uitdagings. En nou, gepraat van tieners, is my so interessant. Baie keer sal mense altyd vir my gesê, toe my kinders kleiner was, dan sê hulle altyd, wag tot hulle tieners is, en ek wag nou nog tot hulle tieners is, ek het nou nog nie daai rebelse streke gekry nie, en ek het actually nou 'n tiener in my huis. Want weet jy wat, ek wil vir jou sê, net omdat jou kind deur tienerfase gaan, is nie te sê hulle moet van die pad af gaan en rebels word, die deure klap en isoleer in hulle kamer nie. Baie keer is dit dat ek dit so stel, wanneer jy hoërskool toe gaan, ja, jou kind verander, verseker, en 'n graad 8 is seker een van die mees insecure tye in mense lewe. Hulle is so insecure, want jy's bang, want jy's nou die kleinste in die skool, jy weet nie wie is jy nie, jy's nou eweslik hierdie wurmpie en 'n sandkorreltjie of wat ook hulle noem, by elke skool se insouting het mos ander woordings wat hulle vir hulle gee, vir 'n waterdruppeltjie. Maar in elk geval, so, dan kan hulle baie insecure voel, baie onseker voel, en baie keer is dit dan dat 'n tiener voel hy moet homself bewys, en dis van hulle hierdie persoune aantrek van, ja, ek weet eintlik wie ek is, en dan begin hulle mos so al vir 'n bels raak en so rammetjie uitnek, want onthou dis 'n jong kleinkind, hy's nie meer kind nie, maar hy's ook nie volwasse nie. So hulle is baie confused. So obvious gaan hulle baie uitact partymal, en natuurlik gaan daar maniertjies kom wat daar nie altyd was nie, maar kan ek vir jou sê, net omdat hulle tiener is hulle nie noodwendig dat hulle moet wegkwyn en wegtrek van hulle ouers af, want my ouers is nou dom en stupid en ek wil niks met hulle te doen hê nie. En ja, ek het dit ook al beleef in my lewe, maar die groot ding is, 'n tiener, dis nie dat hulle nie van jou wil hoor nie. Hulle wil juis van jou hoor. Hulle wil juis weet dat jy vir hulle omgee. En is baie keer wanneer ons
Ons tieners verloor in daai tyd, omdat ons so gejaag het, en dis doen dit, soontoe, dat daar nooit intentionele tyd gemaak was om te sit en te praat, al voor hulle tieners geword het nie. Want onthou, hulle moet veilig voel om hulle harte te deel, want nou ewesliks hulle tiener en nou word daar vir hulle gepreek, o nee, dan gaan hulle seker weghardloop. Nou word hulle die hele tyd net, jy moenie dit nie, jy moet nou dit, jy moenie dit nie, jy moet nou dat, weet jy, dan voel hulle, ek voel nie veilig hier nie, en ek wil nie meer my hart deel nie. So dis hoekom dit so belangrik is, om jouself as ouer te leer hoe om met 'n tiener te kan werk, want 'n tiener het jou juis nodig, hy het dan juis jou raad en jou leiding nodig, want hulle is verskriklik, hulle voel onveilig, hulle voel insecure, hulle weet nie hoe werk hierdie goed nie, hulle het soveel emosies, en omdat hulle so intens voel, kan dit partymal in rebellie uitkom. Maar soos jy ook in goeie grense, maar ook in liefde, maar geduld met 'n tiener werk, kan jy ook vir hulle verduidelik, hey, jy praat nooit so met my nie, hoor, ek's nie 'n maatjie nie. En dit is hoekom ons ook moet besef, baie keer dan, as mens kinders klein is, dan voel jy steek goed vir hulle weg, of jy sê, jy mag nie daai musiek luister nie, jy mag nie daai storie kyk nie, jy mag nie dit doen nie, maar jy verduidelik nie vir hulle hoekom nie. En dis partymal hoekom ons hulle verloor. Jy moet juis gaan sit en vir hulle daai musiek speel en sê, hoor jy dit? Verstaan jy wat hierdie mense sing? Nog voor hy tiener is. Nie as hy tiener is nie, dan is dit te laat. Hoor jy hoekom moet jy, wat gebeur hier? Sien jy hierdie storie? Sien jy hoe werk daai ene? Sien jy hoekom is hierdie dysfunctional? Want hierdie girl is 'n people pleaser. Daai persoon kan nie nee sê. Jy verduidelik vir hulle. Jy sê nie net vir hulle, nee, dis 'n goddelose storie, jy mag dit nie kyk. Jy kyk saam met hulle. En 'n baie goeie influencer, my dogter kyk baie na, is Tyler Alicia. Dis nog 'n baie oulike meisie. Sy was ook van die pad af op 'n stadium en nou dien sy die Here en dis my fantastiese influencer vir die tieners, wat vir hulle die hele tyd die waarheid wys en wys wantoe, waartoe en so voort. So, as ons as ouers nie intentioneel gaan lewe nie, skep dit partymal 'n gevoel van doelloosheid. En jy bestaan nou maar net. Jy jaag in, dag uit. En dan kan daai tiener ook naderhand voel, weet jy wat, daar's nie 'n doel in die lewe nie. Want ons celebrate niks nie. Daar's niks wat vir ons lekker is nie. Dit is half net doelloos. En dis hoekom ons as ouers moet daai in ons gesinne skep. Ons moet leer om saam die lewe te celebrate. En aan die ander kant wil ek ook sê, dis nie om jou kind te hoe kan ek sê, want baie keer is dit soos, elke liewe ding, baie mooi boetie, baie mooi sussie, dit is half of dit die hele tyd, hierdie kind word verafgod, dis ook nie reg nie, maar die punt wat ek wil maak is, wanneer ons, waarop fokus ons? Wat is ons mikpunt? Dit in die huis, en om intentioneel met jou tieners te praat, en te sê, maar luister, wat is jou belangstellings? Waarvan hou jy? Want een ding wat nogal vir my skokkend was, is in die laaste paar jaar, as ek nou met tieners praat, dan vra ek altyd jene, wat wil jy eendag word? Wat wil jy gaan swat? Waarin staan? Weet julle hoeveel tieners sê vir my, ek weet nie, Tannie, ek weet nie wat ek wil word nie. Ek het nie belangstellings nie. Doelloosheid, dan sê ek soos, wat? En dis nie dat ek sê, jy moet op 12 al uitgefigure het, jy gaan nou 'n hartchirurg word, of jy gaan nou 'n breindokter word nie. Dit gaan daaroor, dat ons moet as ouers belangstellings in ons kinders al kweek. Ons moet al met ons kinders daaroor praat. En ouers doen nie. Dit is letterlik 'n dog, ek het jou ma nog nooit met jou gepraat. Ek meen, met my kinders, ons praat al van baie kleins af. Ek sien die in jou. Ek sien daai potensiaal in jou. En soos ek sê, my oudste sien weet al wat hy is nou in sy rigting. Tweede ene is ons nog nie regtig in, hy weet wat sy belangstelling is, maar alles is nog nie in plek geval nie, maar jy weet, dit is waartoe hulle op pad is. Dit is hulle belangstellings. Dis waarvan hulle hou. En dan te gaan sit en te sê, jene Boeta, maar ek sien nogal jy's goed met hierdie ding. En hulle aan te moedig en te bemoedig om juis in dit waarin hulle goed is uit te blink. En ek voel veral, ek wil op hierdie ding vas, want wat gebruik hierdie tyd om met jou tieners daaroor te praat. En gaan klim bietjie in hulle wêreld in. Daai games wat hulle speel, gaan sit by table en gaan kyk. Jy nou Fallout, wat gaan nie aan Fallout Shelter? Wat is Fallout Shelter? Wat doen hulle? Wat moet jy doen? Wat is daai ding? Weet jy, maar dit wys net jy stel belang. Jy wil deel wees van hulle lewe. En dit is hier waar ons kinders ook moet help en train en lei. Jou kind het leiding nodig. Moet hulle nie net los nie. Lei hulle. En dit is wat
Spreuke 22 vers 6 vir ons sê, train up a child in the way he should go, and in keeping with his individual gift and bent. En dit wil ek ook noem. Ons as ouers is nie veronderstel om vir ons te kinders te domineer en vir hulle te sê, jy gaan 'n dokter word, jy gaan 'n prokureur word nie. Daai is die grootste destiny killer wat dit kan wees nie. Jy moet saam met die Here en jou kind en dit wat sy belangstelling is, groei. So ons gee vir hulle aanleiding. Maar nou het jy hierdie idee, jou kind moet nou hierdie prokureur word, maar hy wil nou 'n musikant word. Nee, daar's nie geld daarin nie. Musikant, los hom. As dit die Here se roeping is vir hom, as die Here sê, die kind voel, die Here het my geroep en julle weet, dit is sy talente, laat hy dit doen. Want ek het al hoeveel keer ook gesien van ouers wat, hulle sê, nee, maar nie geld jaag, nee, jy jaag nie geld, jy jaag na wat die Here sê jy bedoel. En dan sê hulle, and when he's old, he will not depart from it. So, geniet elke oomblik saam met jou kinders. Want voor jy jou oë uitvee, is hulle groot, het hulle eie lewens, en dan is dit vergete. So, gaan nou al op die roadtrips. Nie eendag as ons tyd het nie. Gaan nou al vir hy uitstappies. Nie eendag as dit rustiger gaan in my lewe nie. Ons stel die hele tyd uit. En as ons weer kyk, dan die lewe ons verbygegaan. So die punt is, begin nou al intentioneel lekker tye saam met jou familie en saam met jou gesin te bou. In die begin van die jaar ook, dan het ek my kalender en die eerste ding wat ons as gesin doen, is ons plot uit. Wanneer gaan ons saam weg? Wanneer het ons vakansietye? Want dit is die belangrikste vir ons. Hoekom? Want ons weet dit is belangrik om daai tye saam te koester. Want jy weet nie wanneer jy dit weer gaan hê nie. En elke jaar lyk totaal anderste. Ek onthou toe die kinders klein was ons byvoorbeeld baie Cabana Beach toe, daar in Ushlanga, en dit was so 'n lekker tyd in mense lewe en mense het gedink, dit gaan vir altyd so wees. Nee, ek kan nie onthou wanneer laas was ons daar nie, want die lewe verander, omstandighede verander. So ons moet dit nou al uitkoop. Jy moet nou al planne maak om by die lekker uit te kom. Nie eendag as ons nou dit het of dat het nie. En soos ek sê, mense het nie noodwendig altyd ook baie geld nodig nie. As jy hou van kamp, wonderlik, gaan kamp. Spandeer tyd saam. Of mens hoef nie eers te gaan kamp nie, gaan vir 'n dag net botaniese tuine toe, of gaan stap in die berg, of gaan na 'n lekker mark toe. Ek meen, al daai dinge gaan nie vir altyd daar wees nie. Jy gaan nie altyd jou kinders by jou hê nie. Ons gaan so vinnige breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie verder praat. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou 'n bietjie van om intentioneel te lewe. En ek het nou net gepraat oor aim without action is pointless. En ek wil dit nou bring na 'n ander aspek van wanneer ons net stagneer, want dan gaan ons stadig dood. So kom ons praat 'n bietjie oor ons Christendom en hoe ons onsself sien as Christene. Die ding is, as ons tot bekering kom, is dit seker een van die belangrikste beginsels om te snap. En ek wil 3 goeters noem, wat ons moet verstaan, wanneer jy 'n kind van die Here is. En hoekom ek hieroor wil praat, is die hele ding van om intentioneel te lewe. Die hele beginsel van ware geluk. En dis hoekom party mense dit mis, want hulle het sekere beginsels, verstaan hulle nie. Okay, so kom ons praat. So eerstens, as jy tot bekering kom, moet jy besef, jou autoriteit is nou onder God se autoriteit. So God se autoriteit word jou autoriteit. Bedoelende, jy lê jouself neer. En jy sê, Here, ek gaan in U autoriteit optree. Nie in my eie sien nie my eie ideetjies nie. Ek gaan my aanpas om aan te pas by wie U sê ek moet wees. En dan sê die tweede ding wat ons ook moet bestel, jy volg nie meer net jou eie begeertes nie, jou eie reëls nie, jy volg nou God se reëls en sy beginsels. En die derde ding wat ons moet besef is, jy vorm letterlik 'n nuwe kultuur, want jy's nou deel van 'n nuwe koninkryk met 'n nuwe stel reëls en dit werk totaal anderste as die wêreld. So die wêreld en die koninkryk van God is soos lig en duisternis, en daai twee
meng nie. Daar's nie 'n middelpunt nie en baie keer in vandag se kan ek sê Kersfees Vader Evangelie, jammer dat ek dit nou so noem, maar half net van, jy kan net doen wat jy wil, jy kan lewe net soos wat jy wil, jy's vry om te wees wie jy wil, be yourself, be your authentic self, en dan justify hulle sonde, daai is nooit deel van ware Christenskap nie. En kom ons lees 'n bietjie paar skrifte. En eerstens wil ek lees die kern van wat die Here ons roep om te wees. En dis in Markus 12 vers 30. And you should love the Lord your God out of and with your whole heart, out of and with all your soul, wat hulle sê jou life, and out of and with all your mind, with your faculties, and thought, and your moral understanding, and out of and with all your strength. This is the first and the primal. Dis die eerste beginsel, of die eerste commandment wat ons moet verstaan. So met ander woorde, jy moet die Here jou God dien met alles in jou. En dit is nou juis ook wat so hartseer is, dat baie mense snap dit nog nie, want hulle lyk net die wêreld, en hulle jaag die wêreld se geluk na, en die wêreld se suksesse na, en hulle doen en late is letterlik, daar's nie verskil nie, want baie mense word in Christenskap groot, maar hulle het nooit tot bekering gekom nie, en dan dink hulle is Christene. Jy gaan nie net 'n outomatiese Christen wees nie, dan moet 'n dag en datum wees, wat jy vir jouself neerlê en sê, Here, ek lewe nie meer vir myself nie, ek kies nou U. En jy moet letterlik dan nou wêreld wegskeer en afskeer. Toe ek ook nou die dag Carrie Asbury se getuienis geluister het, was dit my so mooi hoe hy daai ding verduidelik het. Hy het in religion groot geword. Sy ouers was Christene, maar hy was hierdie groot rebel en hy weet, want dit is wat gebeur as jy nie die Heilige Gees kry wat jou tot bekering lei nie. En toe die Heilige Gees op beet kry, ou maat, toe kap hy vir hom, en toe besef hy, Here, dit is, nou verstaan ek, is dit wat Christenskap is, want dis die Heilige Gees wat dit kom lewend maak in jou lewe. Of jy kry dit dat mense wel tot bekering kom, maar stadig, maar seker, kompromie vir kompromie, lei dit hulle weg van goddelike waardes. En dan naderhand kom hulle nie meer agter eers, dat hulle nou lou warm is nie. En om lou te wees, is nie okay nie, en dit is wat ek by wil uitkom. Want lou, sal jy miskien people pleasing hê, jy gaan dalk baie chommy sê, jy gaan baie populêr wees, jy gaan baie accolades sê, jy gaan al hierdie wêreldse accolades sê, maar diep binne in jou, gaan jy onvolgenoegd voel. Jy gaan leeg voel, want as jou bron nie vol is met die lewende water nie, gaan jy altyd smag na meer. En dan Matteus 12 vers 30 sê ook vir ons, He is not with me, definitely on my side, is against me. And he who does not definitely gather with me, and for my side, scatters. So of jy's in, of jy's uit. Daar is nie 'n middelpunt nie, julle, en dit is wat ek by wil uitkom, veral in hierdie Kersseisoen, waar ons weer Jesus se geboorte ook celebrate, om te besef, hallo, maar diene kom regtig. Ons moet daagliks bou, daagliks groei, daagliks verander en aanpassings maak om meer en meer gees, siel en liggaam soos Jesus te wees. Jou Christenskap moet jou identiteit wees. Dit moet nie net 'n geloof verklaring wees nie. Jy moet net sê, ek glo in Jesus nie. Ek glo. Ja, die duiwels glo ook en hulle sidder en bewe. Jy moet dit wees. In elke sens, dit moet in jou gees mens lewend wees. En dis wat Romeine 12 vers 11 ons so mooi sê. Never lack in zeal and in earnest devout wees, om vol van die krag te wees, vol van die Here se, be loved and burnt with the Spirit, serving the Lord. En dit is presies hierso wat dit vir ons ook net weer wil sê.
Here, is ek besig om 'n lewe te lei wat duidelike verskil is van die wêreld? Is ek die lig? Is ek die antwoord? Is ek die lewende water? Of lyk ek maar net soos die wêreld? En in Matteus 3 vers 8 sê dit vir ons, bring forth fruit that is consistent with repentance. Let your lives prove your change of heart. So mag ons die vrug dra wat ander inspireer om by ware geluk uit te kom, ware lewe uit te kom. En te wees en te wys wat dit is, om die lig te wees. 1 Petrus 2 vers 2 sê vir ons, like newborn babies, we should crave and thirst and earnestly desire the pure unadulterated spiritual milk, that by it you may be nourished and grow unto salvation. So mag ons fokus in hierdie feesseisoen om elke dag intentioneel te lewe met passie en met vreugde. Mag ons ook intentioneel daarna strewe om meer te lewe en meer te word wie die Here wil hê ons moet wees. En mag ons ook tyd spandeer in sy woord, want baie keer as mens so in 'n feesseisoen is en jy's op vakansie, dan sit net entertainment en ontspanning en nou gaan ons fliek en nou gaan ons die doen en nou gaan ons daai doen. Maar maak ook tyd saam om te sit en te gesels, saam te droom oor die jaar, wat het gewerk, wat het nie gewerk nie. Wat was vir jou 'n uitdaging en wat was vir jou hoogtepunt? En mag ons saam deur dinge werk en onnodige bagasie agterlos en dit wat mooi is saam met ons vat. Maak ons klaar met dit wat hierdie jaar gebeur het. Ons vergewe, ons laat gaan, ons beweeg aan. En hier's weer baie mooi skrif wat Petrus vir ons sê in Filippense 3 vers 13. I do not consider, brethren, that I have captured or made it my own yet. But one thing I do, and that is my one aspiration, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. So vra vir die Here, Here, wat is die droom en die visie vir my vir volgende jaar? Wat is die droom en die visie vir ons gesin vir volgende jaar? Droom saam, lewe saam. Ek sê ook altyd vir my kinders baie keer, omdat ek en my man in die bediening is, dan sê ek vir hulle, we are in a ministry. Julle kinders is deel van die. Dis nie net ek en pappa nie, julle is ook deel van die bediening. So mag jy aim with action. Mag jy intentioneel weer fokus en sê, Here, mag ek 'n droom, 'n visie en 'n droom hê om te groei in die jaar wat nou kom. Nie net vir myself nie, maar ons as gesin ook. Ek is nou weer terug. En dan gaan ons praat oor nog 'n beginsel as dit kom by ware geluk. Ek het nou so lekker saam met julle gesels en gepraat. Ek wil nou net die laaste afdeling praat oor net nog 'n beginsel as dit kom by ware geluk. En dis ook seker tot toepassing om intentioneel te lewe, maar dit is ook 'n beginsel wat ons moet leer wanneer ons saam as familie gaan tyd spandeer. En die hele beginsel wat ek oor wil praat is, jy kan nie alles vir almal wees nie. En ek dink hier gaan ook baie vrymaking wees vir sekere mense wat die hele tyd uit obligation gevoel het en uit deur skuldgevoelens waar mense hulle manipuleer en domineer. En ja, mens kry partymal moeilike families en moeilike mense in ons familie maar kom ons praat 'n bietjie daaroor van hoe dit lyk. Maar hoe ons nog steeds in liefde met mekaar moet optree in hierdie seisoen. So die Here verwag dat ons moet empatie hê met mekaar, nê? Ons moet saam huil, ons moet saam lag. Ons moet daar wees vir mekaar en ons moet opreg omgee. Ware liefde skep natuurlik ware geluk. Ons het mekaar nodig en 'n goeie gemeenskap om 'n gesonde welstand te hê, maar ook 'n doel in die lewe. En dis ongelooflik belangrik om 'n gesonde community om mense te hê. En dis hoekom ek ook baie daaroor praat van wees in jou binnekring en ook
seker te maak dat jy met die regte mense jou tyd spandeer. Maar baie keer het mense dan 'n groter familie-gathering en nie almal kom altyd so goed oor die weg nie, of boetie of sussie het 'n bekleierery gehad in die jaar, of hierdie ene voel nog offended oor iets wat iemand laas jaar gedoen het, en kom ons praat 'n bietjie oor daai goedjies en net oor ook van om dit in perspektief te sit. So Romeine 12 vers 15 sê vir ons: Rejoice with those who rejoice, share others' joy, and weep with those who weep, sharing their grief. En natuurlik is die ook deel van wanneer ons in onsself sterwe, om nie selfsugtig te wees nie, maar om daar te wees vir mekaar, en vir mekaar te kan liefde gee, en lewe gee, en vir mekaar ondersteuning te kan gee, nie? Maar weer eens, soos ek altyd sê, is, alles het 'n balans. As ons nie kan onderskei, waar ek begin en waar ek eindig nie, en waar die ander persoon begin en die ander persoon eindig nie, en mense het nie gesonde grense nie, en jy het nie goeie, hoe kan ek sê, jy het nog nie geleer, wie is ek veronderstel om te wees, en wie is ek nie veronderstel om te wees nie, dan kan dit baie keer wees dat mens oorgaan in overcaring, as ek dit nou so kan noem. En dit is wanneer jy letterlik ander mense se pyn en se seer so erg ervaar, dat dit naderhand jou pyn en seer word. So met ander woorde, jy ooridentifiseer met mense se pyn, en dit affekteer jou so, dat jy in plaas van ondersteunend is vir daai persoon, nou word dit vir jou 'n burden. En dit is die beginsel wat ons moet snap. Ja, ons moet mekaar se laste dra. En dit staan in Galasiërs 6, en ek sal dit nou vir ons ook net weer in konteks verduidelik, want hy praat daarvan ons moet mekaar se laste dra, nê? Maar as jy gaan kyk na die vertaling en wat elkeen beteken, die een sê elkeen moet, ons moet mekaar se laste dra, en dit is die liefde van Christus wat ons mekaar moet opofferende liefde hê, nê? Daai laste is soos 'n boulder, dit is soos 'n groot rots. Dit is soos iemand wat deur 'n egskeiding gaan, of deur abuse gaan. Hierdie man slaan aan pimpel en pers, en jy moet haar letterlik gaan red, want sy kan haarself nie red nie. Want as sy gaan ry, gaan hy haar doodskiet byvoorbeeld. Dit is nou baie uiterse geval, maar hierdie vrou het hulp nodig. Dan moet die gemeenskap ingryp en haar letterlik gaan red. En dit is wanneer jy het nie die vermoë om jouself te help nie, en dit is waar die community dan by mekaar kom. Hier kom 'n storm, jou hele huis word weggespoel. Daar's 'n vuur, hier brand jou hele huis af. Dit is wanneer mense as community moet saamkom en mekaar help en mekaar dra, want jy het nie die vermoë om dit self te doen nie. Maar as jy verder lees, dan sê hy, elkeen moet sy eie rugsakkie dra, sy eie las dra. Nou daai las is weer 'n rugsakkie. En elkeen het sy verantwoordelikheid wat hy moet dra. En baie keer, en ek het al voorheen dit ook verduidelik, maar ek wil dit net nou weer in konteks sit, is baie mense verwag dat jy moet my rugsakkie dra. Nou, wat is in my rugsakkie? In my rugsakkie is dit wat ek kan beheer en my verantwoordelikhede. Dit is my keuses, dit is my geluk, dit is my verantwoordelikhede, dit is my attitude, dit is hoe ek voel, dis hoe ek dink, al daai tipe van goed. Daar's 'n hele lys van goed. Dis my verantwoordelikheid. Dis my verantwoordelikheid om my hart te beskerm. Dis my verantwoordelikheid om te vergewe. Dis my verantwoordelikheid om vir iemand te sê ek is jammer, nê? Maar nou kom mense en hulle verwag jy moet my gelukkig maak. Jy moet my emosioneel stabiel maak. Jy moet my keuses vir my maak. En dan begin dit 'n wanbalans raak. Of jy moet my verantwoordelikhede dra. Dan kom mense wat hulle eie verantwoordelikheid moet vat, en dan wil hulle dit vir jou gee. En ek sê altyd vir daai persoon, gee terug daai rugsakkie vir daai mens. Want ons kan nie alles vir almal wees, en ek hoop julle hoor wat ek sê, en dis nie liefdeloos nie, dis goddelike beginsels. Want hoor bietjie wat sê die Bybel wat met ons doen met ons burdens. En dit staan in Psalm 55 vers 22. Cast your burdens on the Lord. Release the weight of it, and He will sustain you. Nie op jou buurman nie, nie op jou vrou nie, nie op jou man nie, nie op jou kinders nie. Jy moet jou burdens na die Here toe vat. He will never allow the consistent righteous to be moved, made to slip, fall or faint. So ons kan nie God vir al die mense wees nie. Ons is nie God nie. Maar ons is wel 'n
steunpilaar. En dit is wat ons moet verstaan, die doel van iets. En wat elkeen se roeping en wat elkeen se verantwoordelikheid is. Soms verwag mense dat ons alles vir hulle moet wees. En dan kom daar onnodige druk, verwagtings, frustrasies en vereistes. En dit kom baie keer ook wanneer jy iemand kry wat baie dominerend is en manipulerend is. En die heeltyd alles en almal om hulle wil beheer. En dan sal hulle baie keer van ander mense goed verwag, wat eintlik nie hulle verantwoordelikheid was in die eerste plek nie. Ons moet duidelik kan onderskei. Wat is my verantwoordelikheid? En wat is jou verantwoordelikheid? Anders te verwag sekere mense onnodige, goed soos ek nou nog gesê het, om my byvoorbeeld emosioneel stabiel te hou, om my gelukkig te maak. Maar wie is ons bron? Waar moet ons geluk soek? By die Here. En vir wie die Here gesê met jy jou hart beskerm? Vir jou, jy moet jou hart beskerm. Jy moet leer wat is emosionele regulering. Jy moet leer om jou gedagtes gevange te neem. Ons kan wel raad gee, ons kan help, ons kan empatie wys, ons kan mense inspireer en lei na die Here toe, maar ons kan nie alles vir almal wees nie. Anders te gaan ons die hele Kersseisoen uitgebrand wees, want jy gaan die hele tyd 'n people pleaser wees, want ek moet daai ene gelukkig hou en ek moet daai ene gelukkig hou en ek moet nie dit doen nie, want dan gaan daai ene ongelukkig wees. En die Here wil nie hê ons moet so lewe nie. Want hoor weer eens wat sê Romeine 12 vers 18 vir ons, nie? If possible, as far it depends on you, live at peace with one another. So, bou mense wat demanding is vrede. Is daar vrede by mense wat die hele tyd demand? Is daar vrede by mense wat entitled is? Is daar vrede by mense wat die hele tyd vir jou skuldig laat voel? O nee, ek sou dit vir jou gedoen het. Ek sien nou, jy gee nie meer om vir my nie. Jy weet, daai tipe boodskappe. Mense wat manipuleer. Nee, niks van daai gee vrede nie. So ver as wat jy kan lewe in vrede met mense. So met ander woorde, mense wat manipuleer en skuldgevoelens rondgooi, gaan ek nie meer duld nie en sien dit vir wat dit is. So as jy jou rol en jou roeping beginne verstaan, gaan jy ook weet wat jy veronderstel is om voor ja te sê en waarvoor jy nee moet sê. En soms is dit oukei om vir mense te sê, ek weet wat jy nou van my verwag, maar op hierdie oomblik het ek nie die vermoë om dit vir jou te gee nie. En ek praat nou, dit is natuurlik in konteks. Ek sê ook nie, mens moet nou net nee sê, omdat nee is, omdat mens selfsugtig is nie. Natuurlik is al klomp beginsels daaroor. Ek praat van mense wat demand, dat jy sekere goed vir hulle moet wees en is, en jy kan nie dit vir hulle wees nie. Hulle moet dit vir hulle self gaan soek. En dit is ook natuurlik deel van om intentioneel te lewe. Om te weet wat jy kan gee, en wat is dit wat eintlik my energie tap. Dra dit vrug. Waar is dit waar ek saai? Saai ek op goeie grond? Of gee ek net oral rond, want ek voel net die hele tyd obligated, Here, ek moet dit doen, of ek moet dit doen. En dit is hoekom dit so belangrik is, om die hele tyd te hoor, Here, maar wat sê U? Ek moet doen wat U vir my sê, en nie omdat mense my, soos ek sê, skuldig laat voel nie. En soms is dit ook juis wanneer mens moet sê, vrede, ek jaag vrede na, want ek gaan nie meer toelaat, laat skuldgevoelens en valse aanklagtes net rondgaan en ek doen en sê nou maar net niks nie, want dan hou ek valse vrede. Ek hou maar my mond, want ek wil valse vrede. Nee, as iemand jou intentioneel entitled is en intentioneel skuldig laat voel, valse aanklagte, dan kan mens sê, ekskuus, daai wat jy nou sê, is nie in lyn nie, dis nie die waarheid nie. Om dit vir my te sê is manipulerend, ek is jammer, daai gaan nie vir my werk nie. En kan ek vir jou die skrif gee, wat daai vir jou in konteks gaan gee? Hier is hy. 2 Korintiërs 9 vers 7. Let each one give as he has made up in his own mind. Hoor gaga? Nie weet iemand om gemanipuleer het, of gedwing het, of probeer verlei om te gee, of probeer manipuleer nie. Hy sê, and purposed in his own heart. En dis hoekom ons hart moet beskerm. Want onthou, as jy in lyn is met die Here, gaan jou hart praat wat die Here praat.
not reluctantly or sorrowfully or under compulsion, for God's love. He takes pleasure in, prizes above all things, and is unwilling to abandon or to do without, a cheerful, joyous, prompt to give, giver, whose heart is in his giving. So met ander woorde, as jy gee, maar is uit obligation, is dit die verkeerde motief. Jy moet nooit onder dwang of onder obligation of valse skuldgevoelens gee nie. Jy gee want jy is joyful, cheerful and prompt to give. Jy wil dit gee. En dit is wanneer daar vrug dra. Dit is wanneer blessings is. Dis wanneer dit flourish. Dit is wanneer daar liefde vloei. En dit is soos, oh, dankie, want daar's vrygewigheid. Daar's nie 'n price tag aan nie, want baie keer dan gee jy iets, jy gee vir iemand iets, en dan is 'n tipe van hulle gee dit vir jou, nie as 'n geskenk nie, daar's 'n price tag in, want nou ou jy my nou weer iets, nê? En daai is nie liefde nie. Daai is nie goddelike gee nie. Mense moet gee want jy wil. En baie keer ja, dan steel mense van jou. Bedoelende mense kom en hulle misbruik jou en hulle gebruik jou goedheid en jy het nou gegee, maar jou gesindheid was reg. Jy het gegee en jy het gedink. En dan sê jy, weet jy wat, bless hulle. Jy gee dit nog steeds weg, want dit is jou attitude, dit is ons attitude, julle, as ons iets gee, moet ons dit gee uit joy uit, en uit vryheid uit. So die beginsel wat ek net hier wil vasmaak is, wees bewus van die mense wat jou intentioneel wil manipuleer, met valse skuldgevoelens, en valse guilt en shame, En elke keer moet ons sê, Here, maar ek jaag vrede na. En dan, jy bring daai persoon, of jy bring daai situasie elke keer in lyn met liefde. Want liefde doen nie so iets nie. En dan expose jy dit. En dan sê, nie, moet jy sê, nou dit wat jy nog het, is vieslik, jy's 'n vieslike mens. Dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê net om te sê dan in liefde, you speak the truth in love. En dan sê jy, askies, wanneer iemand my wil obligate om iets te doen, gaan ek dit ongelukkig nie kan doen nie. Want ek doen net iets wanneer die Here en die Gees my oortuig het om iets te doen. Want ek wil dit doen uit liefde. Want ek wil en uit vryheid. Anders is dit dwang. En dan is dit eintlik maar net manipulasie. En dan is dit eintlik maar steel, soos ek nou nog gesê het. Okay, ons gaan gou-gou 'n laaste breek vat. En dan gaan ons net gou-gou bymekaar bring. Alles wat ons oor vandag gesels het. Net om 'n paar punte weer net bymekaar te bring. Ek is nou weer terug. Julle, ons maak nou klaar met vanoggend se praatjie en ons gaan net 'n bietjie al die aspekte wat ons oor gepraat het om intentioneel te lewe net weer bymekaar maak. En mag dit jou net weer inspireer en net weer jou fokus skuif en sê, oef, Here, waarop fokus ek nou hierso? As ek so besig om met die kinders te raas want hulle maak die huis te mekaar en ek weet nie waar om te vat en waar om te los nie, of ontspan ek net bietjie en het ek net bietjie joy saam met hulle. Veral in hierdie tyd as ons huise weet, dit is besig, partymal reën dit en dan kan ons nie die klere was nie en dan hoop die bondels op en die ysvloer is nat want die kinders swem en al die klas van dinge. Mag ons net bietjie geduld hê en in die oomblik lewe. So kom ons kyk na 'n paar beginsels. So eerstens, elke seisoen het 'n doel. En as jy in goddelike gehoorsaamheid wandel, is dit so belangrik om jou seisoene te lees en dit te sien vir wat dit is. Nommer 2. Die vallei is daar sodat jy kan leer en dat jy kan, en dit help jou ook om te groei. Jy moet net intentioneel jou siening verander en intentioneel elke dag as 'n gawe sien wat jy kan groei, verbeter en nader aan genesing kan werk. Nommer 3. Dis juist deur moeilike omstandighede wat ons God homself bewys wie hy vir jou is. Nommer 4. As dit nie goed gaan in jou lewe en as alles net goed gaan in jou lewe en alles is net gemaklik en ons geen weerstand nie, dan gaan ons nie sterk word nie en dan word ons eintlik sag. Jy neem dan dinge net van selfsprekend en besef dan nie die waarde van dit wat jy het nie, want jy het nie daarvoor gewerk en letterlik bloed gesweet om dit te kry nie. En nommer 5. Die ander les wat 'n vallei vir ons wil leer, is om karakter te bou, om resilience te bou, uithou vermoë. Dit bou jou geestelik, jou emosioneel en liggaamlike vermoë op.
Nommer 6. Jy kan nie word wie jy graag wil wees as jy net bly waar jy is nie. Nommer 7. Soos ons deur die lewe gaan, moet ons elke seisoen omvou. Ons moet daaruit leer, ons moet groei en ons moet ten volle lewe. Nommer 8 nie. As jy nie intentioneel gaan besluit om intentioneel te lewe nie, gaan jy die lewe om jou mis. Om elke oomblik in te neem en bewus te raak van dit wat om jou aangaan. Die selfoon neer te sit, in jou kind se oë te kyk en actually te luister. Nommer 9. Christendom moet deel wees van jou identiteit. Nie net 'n geloofsstelling wat jy maak nie. Dit moet jou heel en al, gees, siel en liggaam, moet dit jy wees. Nommer 10. Ons kan nie God vir al die mense om ons wees nie. Ons kan net 'n steunpilaar wees. Soms verwag mense van ons dat ons alles vir hulle moet wees en dan kom daar onnodige druk, verwagtings en frustrasies en ook vereistes. So onderskei, wat is jy veronderstel om te wees en wat nie. So in hierdie feesseisoen, maak tyd om intentioneel by die mense uit te kom en by elkeen se hart uit te kom. Skep daai mooi herinneringe en doen ietsie lekkers saam. Lewe in die oomblik en wees dankbaar vir dit wat jy nou het. Moenie dit vergelyk met dit wat in die verlede was nie. Maak nuwe herinneringe. Maak tyd om weer saam te droom en 'n nuwe visie te hê vir die jaar wat voorlê. Kry iets om vooruit te sien en weet wat elkeen se droom en se roeping is. Geniet elke oomblik en moet dit ook nie toelaat dat die valse beskuldigende en manipulasie jou vreugde en jou vrede steel nie. Stel gesonde grense en lewe en vrede so ver as wat jy kan. So volgende week het ek 'n paar gaste, want ons het dan ou Kersaand wat ons gaan saam kuier daai oggend en dan gaan ons 'n bietjie praat oor Kersfees en lekker herinneringe en ons gaan net lekker saam gelag, gesels, so loer gerus in en luister saam volgende Woensdag vir ons net 'n bietjie gaan praat van wat beteken Kersfees, hoe kan ons hierdie mooi herinneringe saam bou. En dit was my weer so lekker om vanoggend saam met jou te kuier. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Ek praat gou weer met julle. Totsiens.